Goeiemôre gemeente. Baie welkom by die erediens vanoggend. Dit is heerlik om julle hier te kan hê en ek glo julle sal saam met my stem dat ons vanoggend baie gemakliker kon inry en parkeer op die parkeerarea en sonder te veel gate en hope en dat ons moet sê die 4x4 ouens met hierdie kant gaan parkeer. Ons wil vir ons eiendomskommissie verskriklik baie dankie sê vir al die moeite wat hierdie week sover al ingegaan het. Eintlik al 2 jaar se beplanning om so ver te kan wees. Ek weet hulle is nog steeds besig, nog nie afgehandel nie, maar ons is so dankbaar vir die groot verandering wat al reeds plaasgevind het hier op ons parkeerterrein. So baie dankie vir julle moeite en julle tyd wat hierdie afgelope week en eintlik 2 jaar al hier ingegaan het. Dit is heerlik om ook te kan sien en te kan beleef dat daar fisiese vooruitgang is rondom die parkeerterrein en die geboue in ons ek wil amper sê in ons hande. Dit is ons rentmeesterskap wat plaasvind ook hier so by die kerk van goeie sorg en onderhoud ook. Dan wil ek vir julle sommer net herinner daaraan dat ons vandag se deurkollekte gaan vir die synodale geloofsgemeenskap. As julle ietsie daarso wil gee by die deur, is julle baie welkom. En dan Posberg se stap. Ons het op hierdie stadium nog net plek, ek dink 2 plekke oop by die 1 September, maandag die 1 September en dan die 18de September het ons nog heelwat plek oop. So as daar nog iemand is wat saam met ons wil kom stap, dis 'n dagstaproete. So om en by 14 na 16 km, ek kan dit nie presies onthou nie, maar 2 km maak seker 'n verskil as jy moeg is aan die einde. Maar dis regtig 'n ongelooflike belewenis om dit te kan beleef en sien en tussen die blomme te wees. So as daar enige ene is wat nog wil kom saamstap, daar's tyd om te begin oefen, dat jy kan fiks wees teen daai tyd. En dan wil ek julle ook net herinner dat ons die 30ste Junie tot die 4de Julie ons vakansieklap het hier so by die kerk. Ek vra asseblief vir tieners en vir ouers wat wil kom help, julle is baie welkom. Daar's baie goed wat agter die skerms moet gebeur voor die tyd en tydens die vakansieklap. En dan ook is dit dan vir ons graad 1 tot ons graad 6 om saam met ons te kom kuier daai week en saam met ons te kom speel en meer van die Here te leer terwyl ons speel. En dan Moreesburg het 'n beroep gedoen aan die gemeentes en ons het dit ook in die bulletin gesit dat die Huis van Heerde, die kinderhuis, het so 70 kinders wat by hulle is. En oor die vakansietyd is dit moeilik as die kinders moet inbly en daar nie huise is vir hulle om heen te gaan nie. So as die Here dit dalk op jou hart lê om vir 'n dag of 2 'n kind te gaan uitnooi en om by julle te kom kuier by die huis, dan is julle baie welkom om dit te doen. Dat hulle net ietsie van die vakansie op 'n ander plek beleef as die kinderhuis. En dan het ons laas jaar eintlik afgeskop met ons palmvriende. Daai palmvriende is 'n kosbare ding wat hier in die gemeente begin gebeur het en dit is waar ons lidmate koppel aan ouer mense in die gemeente. Ons het by die 80-jariges en op begin waar ons gemeentelede koppel aan mense wat moeilik kerk te beweeg, dalk eensaam is, dalk net wil jy iemand met by my 'n koppie koffie kom drink en kom hallo sê van die kerk se kant af. En dit het so goed gegaan, ons was op 'n stadium te veel palmvriende en te min mense wat 'n kuier wil hê en dit het nou omgeswaai. Dit het net die momentum het nou in die gang gekom. So ons kort nog palmvriende om vir ons hand op te steek om te sê ek sal by 1 of 2 mense gaan kuier deur die maand. Estel, wil jy nie gou net vir my opstaan nie? En Loret, mag ek jou so op die spot sit? Loret en Estel is voorsitter van ons senior bediening aksie en Loret is die sekretaresse daarso. So tussen hierdie 2 dames koppel hulle julle aan die regte palmvriende by wie julle kan gaan kuier. Asseblief wil julle nie net vir my in die voorportaal rondhang, Estel en Loret, as daar nog mense is nie, maar daar is 'n lysie wat jy 'n naam kan opsit daar by die inligtingstafel. En ek kan regtig vir julle sê, nou die dag is ek by Jerry met en daar kom sit 'n tannie vir die eerste keer saam met haar palmvriendin in die erediens. En na die tyd toe gaan ek gaan sê vir die tannie, hulle toe ek nou sien waar is haar kamer en die tannie sê vir my, dit was nou vir die ongelooflikste ervaring
om te kon kerk te kom. Nou dit is nou die Woensdag kerk 1 keer 'n maand by Jeremy. Sy sê ek sou nooit uit my eie uitgegaan het as dit nie was vir my palmvriendin wat my saamgenooi het kerk toe nie. So net om vir julle die idee te gee van hoe kosbaar hierdie koppelinge is. Ek het 'n oproep gehad as ek reg is uit Gauteng uit van iemand wat vir my gesê het, hoorie so, my ma is hierdie kant, sy's baie alleen, sy's doof, sy kan nie hoor nie, so sy praat met gebaretaal. Is daar nie iemand wat van die kerk af kan uitreik na haar toe nie? En op ons palmvriende groep is daar iemand wat gebaretaal kan praat. En ons kon die twee mense aan mekaar koppel en die kosbare storie van die twee mense wat saam kuier en op so 'n manier in mekaar se lewens inbou. So jy hoef nie gebaretaal te kan praat nie, jy moet net tyd hê vir 'n koppie koffie of tee. Dit is wat nodig is. So as jy voel jy kan so by iemand gaan kuier, asseblief gee jou naam op en dan koppel ons jou aan iemand in die gemeente wat 'n behoefte het vir daai koppie koffie of koppie tee. En dan wil ek julle so ook vra, as daar enige iemand is wat voel dat hulle geroepe is om te help by ons kleuterkerk, dan wil ek ook vra dat julle vir my of die kerkkantoor kontak. Gail Lots, wat altyd daar by ons betrokke was, gaan op hierdie stadium terugstaan as gevolg van baie ander verantwoordelikhede en ons soek iemand om vir Ina dan verder te help daarso by die kleuterkerk. Dis 'n besonderse stukkie bediening waar ons in die kleuter se lewens, ons pas hulle nie op nie, ons hou hulle nie besig nie. Ons is op hulle ouderdomsvlak besig om vir hulle van die Here te leer. En so met al hierdie goeds in gedagte waarmee ons besig is en wat die Here besig is om in ons gemeente te doen, is dit kosbaar om eintlik so 'n stukkie te hoor of te beleef van wat ons gister beleef het. Ek weet nie wie van julle se televisies aan was nie. Ek weet nie wie van julle so 'n stukkie vreugde ervaar het nie, maar op 'n stadium toe sê die ou, vandag is soos Vadersdag omdat die cricket gewen het. Ons World Cup, so sommer in daai stukkie vreugde en ek dink 'n stukkie samehorigheid wat ons land beleef rondom die cricket en die rugby, dis die goed wat ons 'n bietjie optel. Kom ons draai na mekaar toe en ons groet mekaar vir oggend, sê vir mekaar welkom. Vandag is Vadersdag. Dit is nie noodwendig dat ons net Vaders vier nie. Vandag vier ons Vadersfigure, maar ek gaan net 'n bietjie meer daaroor sê, maar kom ons sê vir mekaar welkom hierso in die erediens. So saam met die vreugde van die cricket en 'n klomp ander goed wat ons kan vier waar ons regtig dankbaar is en bly is ons ook bewus daarvan dat dit op hierdie stadium 'n klomp goeders is wat gebeur in ons wêreld wat groot invloed het op verskillende mense. Ek dink sommer net aan die vliegongeluk wat in die week plaasgevind het, die oorlog tussen Gaza en Israel, die bombarderings wat in hierdie week aan die gang gekom het, 'n ma wat haar kind verloor het, 'n ma wat die nuus moes hoor, daar's niks wat hulle vir haar kind kan doen nie. Soveel goed wat op ons tafel is, of in ons gedagtes leef, op ons harte leef, wat ons in die nuus sien, wat ons hoor by ons familie. En dit is die goed wat 'n mens eintlik half kan voel, sjoe, die lewe is swaar en moeilik, en dinge is aan die gebeur om ons. Ek wil hier dat ons vir 'n oomblik dit wat dalk vir jou swaar op jou hart lê vandag, want dit het iemand ook weer my herinner aan die week om te sê, dit wat op my bord lê, is nie so erg soos iemand anders se sinne nie, maar dis wat op hierdie stadium in my lewe, my gedagtes, my lewe oorheers. So wanneer ons na die Here toe kom in stilte vandag, in 'n oomblik van stil word, wil ek vra dat julle luister na die volgende lied,
'n lied wat baie bekend is vir ons. Maar ons gaan hom nie sing nie, ek wil hê julle moet luister na die woorde. Wees stil en weet, ek is die Heer in hierdie omstandighede ook. En dan wil ek uitnooi as daar enige iemand is wat vir ons vanoggend die kers wil kom aansteek om ons te kom herinner aan hierdie belofte van God wat hy sê ek is die Heer. Dan is julle baie welkom om dit te kom doen terwyl die lied speel. Ek spreek en vers en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Vertrou en ek is jou Heer, laat rus by my, jou kommer en vrees, vertrou en volg my woord en mag die majesteit van die Here vir ewig duur. Mag die Here hom verheug in sy werke. Aan almal vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek groet julle vanoggend in die naam van hierdie God, die skepper van alles. Jesus Christus waardeur alles tot stand gekom het en ons redding bewerk is, en die Heilige Gees wat herstel en herskep. Hy het ons almal vanoggend saamgebring in die erediens. Amen. Ons is nie almal in dieselfde boot nie. Jy kan glad nie weet wat iemand anders se deurgaan nie. Maar ons is in dieselfde storm. En daarom sing ons. Daarom sing ons van hierdie Here wat saam met ons elke oomblik is. Kom ons staan en dan sing ons die lied daarom. Here, U is my lewe. Ek ken die veilige bewaring elke dag. As die storms om my woed met brede krag, en as ek val, is U by my. U het betaal,
as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lief vir U, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lief vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lief vir U, o Heer. Vandag is 'n dag wat Vadersdag gevier word hier in Suid-Afrika. En vir baie is hierdie 'n dag wat dit dalk 'n moeilike dag is. Wat jy dalk gevoel het, maar jy het nie 'n pa in jou lewe gehad nie. Of jy voel jou pa was dalk dit nie werd nie. Of jy verlang na jou pa wat nie naby is nie of dalk al afgesterf het. Maar vandag praat ons meer oor vaderfigure. Wie is die vaderfiguur in jou lewe? Want daar waar jou pa dalk nie dit kon bykom nie, moes daar dalk iemand gewees het in jou lewe na wie jy opgekyk het wat vir jou 'n vaderfiguur was. En wanneer ons dink aan vaderfigure, dan is dit kosbaar om te weet dat daar's een voorbeeld wat vir ons almal gestel word rondom hierdie vaderfiguur, en dit is ons hemelse Vader. Baie mense sukkel om daai koneksie te maak met God die Vader, omdat hulle aardse vader nie vir hulle 'n voorbeeld of 'n rol was of is om op trots te wees nie. Maar God die Vader is anderster. God die Vader is alles wat ons aardse paas nie is nie. Hy is die een wat vir ons kan noem Abba, Abba Vader, en sy troue liefde is wat ons dra en wat getrou is. Om te weet dat hy ons Vader is eintlik onbeskryflik wonderlik om te weet. 1 Johannes 4 vers 8 sê, wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. My gebed vir ons vaders en vaderfigure in ons gemeente is dat die Here vir jou sal seën om 'n seën te wees tot ander. Om vir jou te laat besef hoe groot God se liefde vir jou is, sodat jy daai liefde ook vir iemand anders te kan wees. En vandag by die deure het ons vaderfigure 'n sleutelhouertjie gekry wat sê you measure up. Skus vir die Engels, maar dit is verskriklik moeilik om sulke as jy 'n oulike goed het vir Vadersdag en Moedersdag in Afrikaans, asseblief gee vir my deur. Maar dit is Spreuke 22 vers 6 en ek wil graag dit vir julle lees om vir ons vaderfigure net te sê wat op jou tafel lê as vaderfiguur in die gemeente. Want as jy in die gemeente is, deel van hierdie gemeente, lid van die liggaam van Christus, nie net in die gemeente nie, speel jy 'n rol in 'n vadersfiguur, kan jy 'n rol speel as vadersfiguur in iemand anders se lewe. Ek het hierdie voorbeeld al so baie gebruik, maar dit is vir my so 'n kosbare voorbeeld. In Somerset West, toe ek daar was, het my kollega op 'n stadium die paas aangemoedig om te sê, kom ons identifiseer, ons kyk, waar is daar seuns op die rugbyveld wat se paas nie daar kan wees nie, of omdat hulle oorsee werk, of omdat hulle nie daar is nie, of omdat hulle siek is, of omdat daar nie 'n vadersfiguur is nie. En wanneer jy jou seun aanmoedig of hom 2 woorde sê van hoe hy links moet stap en regs moet trap, sê vir daai ouetjie ook
En so het hulle langs die rugbyveld, wil ek amper sê, die kinders aangeneem om net op die rugbyveld 'n verskil te maak in daai jong manne se lewens. Ek sit en dink aan 'n sonnaarskoolgroepie. Nie dat daar nie vaderfigure was nie, maar hulle was mense onmoontlik geweest, 'n klomp seuns. En ons het 2 mansgroepleiers gekoppel aan hulle en hulle kon nie stil sit in 'n klas nie. Soos jy weer sien, het hulle in die Land Rover gelaai en het hulle net, ek dink 'n kilometer omtrent van die kerk af gery en het hulle bo op die Land Rover se dak gaan sit en sonnaarskool hou. En dit was vaderfigure vir daai seuns op daai tydstip in hulle lewe op 'n ander manier as wat hulle eie paas vir hulle kon wees of was. So vra vir die Here, waar wil hy jou gebruik as vaderfiguur in hierdie gemeente en in ons gemeenskap hier in Langebaan? Spreuke 22 vers 6 sê, gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef en hy sal ook as hy oud is nie daarvan afwyk nie. Gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef en hy sal ook as hy oud is nie daarvan afwyk nie. Hier staan nie gee vir jou kind nie, hy sê gee vir 'n jong mens. Vaderfigure, ek wil vir julle vra om op te staan en te begin om vir ons jong mense te leer wie die Here is. Want as hy oud is, gaan hy nie daarvan afwyk nie. Kom ons sluit ons oë en ek bid vir julle hierdie gebed vir ons vaders wat ons uit die jeugkantoor by die synode geskryf het. Hemelse Vader, op hierdie Vadersdag staan ons in verwondering. Ons bewonder die vaders wat U vir ons gee. Paas, oupas, voogte en ooms. Ook onderwysers, afrigters, bure en mentors. Elkeen uniek, vol omgee en vriendelikheid. Ek dink dit is wonderlik dat hulle dien, deur te gee, te werk, te help, te lag en te leer. U het hulle gemaak as deel van U wonderlike plan. U is telkens van U sorg, hulle is tekens van U sorg en wysheid. U werk deur hulle om wonderwerke te doen. 'n sagte woord op die regte tyd, 'n hand op 'n skouer, 'n belangstellende vraag, 'n high five wat ondersteun en 'n gebed in stilte. Here, seën elke pa figuur vandag. Maak hulle harte sterk, hulle geloof diep en hulle liefde sag. En vir diegene wat vandag hartseer is, kwaad is of verlang, geef hulle U troos en nabyheid. U is ons Vader in die hemel. U is altyd by ons. U is wonderlik. Amen. Kom ons sit en dan sing ons die lied 208. Laat ons sing van U Verlosser.
Vandag vier ons nog 'n dag en dit is in ons kerkjaarkalender. Ons vier vandag die som wat nie sin maak nie. 1 + 1 + 1 is 3. Nie 3 gode nie. Nie een persoon met 3 kostuums aan of 3 verskillende persoonlikhede nie. Maar hoe werk dit nou eintlik, die 3-eenheid van God? Wel, dit werk. Maar dit werk nie soos 'n som wat jy moet oplos nie. Dis eerder soos asemhaal. Jy doen dit al jou hele lewe lank sonder om daaraan te dink. Sonder dat jy die biologie daar agter verstaan. En niemand sê ek sal eers asemhaal as ek die respiratoriese stelsel goed onder die knie het en verstaan hoe dit werk nie. In volle begryp nie. Net so hoef jy nie te wag tot jy die 3-eenheid volledig verstaan voor jy God kan aanbid nie. Jy kan God aanbid voordat jy hom verstaan. Ons hele Pinksterreeks het daar gegaan om te sê om nader aan God te kom, maak dat jy hom beter verstaan en sy hart beter leer ken. Maar jy gaan hom nooit volledig ken nie. Nooit hier op aarde volledig ken nie. So jy hoef nie te wag tot jy die 3-eenheid volledig verstaan voordat jy vir God aanbid nie. 3-eenheid Sondag is die eerste Sondag in Koninkrykstyd. En ons vier die volheid van God se openbaring in die 3 persone van die 3-eenheid. Hierdie fees kom staan eintlik half soos 'n brug tussen die groot seisoene wat ons nou gehad het van Paasfees en Pinkster. En dit gee vir ons daai brug oor na Koninkrykstyd toe. Koninkrykstyd is ons grootste gedeelte in ons kerkjaarkalender waar die fokus lê. Dit leer ons van die 3-eenheid. Dit help ons om te verstaan hoe God homself op verskillende maniere aan ons openbaar. En vandag is nog so 'n dag of nog so gedeelte uit Eksodus uit wat ek verder gaan reis saam met die Israeliete in die woestyn, waar ons ook iets gaan beleef van hoe God homself op 'n ander manier openbaar. Maar kom ons sluit ons oë en raak vir 'n oomblik bewus van hierdie God 1 + 1 + 1 is 3. God van vreugde, U wysheid sing U woord by die kruispaaie waar menslikheid en goddelikheid ontmoet. U nooi ons in U vreugdevolle wese in, waar U elke begin, alle onderhouding, alle verlossing ken en daarin geken word, sodat ons U eenheid kan beliggaam. In die uiteenlopende bedienings wat U aan ons toevertrou, weet ons staan U Vader, Seun en Heilige Gees saam met ons. Werklik, U drie-enige majesteit kan weerspieël word in die geloof wat doen, in die hoop wat nie teleurstel nie, en in die liefde wat volhard. Mag ons hierdie week die wonder van die drie-eenheid beleef. Amen. Kom ons staan en dan sing ons Vader, Seun, Heilige Gees. Kan verwoord die of maar sing, net 'n
Dit is hierdie God, Vader, Seun en Heilige Gees wat gister, vandag en môre dieselfde God is. En die God wat ons van lees in Exodus. Exodus 33 vers 11 herinner ons daaraan dat die Here het direk met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. Kom ons vra vir die Here of hy vandag met ons sal praat soos wat hy met Moses gepraat het. Soos wat 'n man met sy vriend sou praat wanneer ons met sy woord besig is. Here, wanneer ons vandag u Bybel oopmaak, die woord oopmaak, Here, wil ons vra dat u vir ons asseblief sal rustig en kalm maak. Here, maak ons bewus van hierdie gevegte in ons lewens wat aan die gang is. En Here, dat u die een is wat die oorwinning vir ons gee. Maar Here, maak ons ongelooflik bewus vandag van ons wapens wat ons het, om in die geveg te kan wees, om te kan oorwin. Amen. Toe ek met my voorbereiding begin het, of eintlik al besluit het dat ek wil aangaan met die reeks van Pinkster vir nog 'n Sondag of 2 vanuit Exodus uit, was ek glad nie bewus van wat gaan plaasvind hierdie laaste week in ons wêreld met Israel, hulle en die aanvalle wat op hierdie stadium gebeur nie. En tog is dit vandag van pas om in hierdie gedeelte vas te staan of te lees in Exodus 17, waar Moses hulle ten staan gekom het in oorlog teen Amalek. En ek wil vandag vir julle net so 'n stukkie eers terugvat en julle herinner aan wie die volk is met wie ons hierdie stukkie reis al gehad het. Vir die wat vandag dalk vir die eerste keer in die erediens sit. Wanneer ons met Moses se lewe besig is, dan besef ons dat daar niemand anders te was soos hy, wat soveel tyd in die teenwoordigheid van God spandeer het nie. Niemand anderster kon vir God beter verstaan het as Moses nie, juis omdat hy soveel tyd saam met God spandeer het. Om Exodus te verstaan, wil ek hê met julle ook vir my so vir 'n oomblik dink aan tyd en hoe mense na tyd kyk. En dit het vir my sommer in hierdie week net 'n stuk lig laat opgaan rondom Exodus, toe iemand hierdie vir ons gesê het maandag toe ons bymekaar was met die kerkraad en die middelbestuur en die kommissievoorsitter, ja, middelbestuur, nou het ek sy naam vergeet. Maar Bossie Minnaar was hier gewees van die synode en hy was saam met ons in 'n inskakelingsgesprek gewees, saam met Dominee Johan rondom die kantoor, ons as predikante en dan die kerkraad, die leierspan, rondom hoe skakel ons 'n nuwe predikant in. En toe hy met ons begin, toe sê hy vir ons dat ons moet op 'n ander manier kyk na tyd, soos wat die mense gekyk het in die antieke wêreld, en ons moet so kyk na ons eie gemeente. En hy sê dat die mense van die antieke wêreld het na die toekoms gekyk met hulle rug na die toekoms toe. So hulle het eintlik so simbolies met hulle rug na die toekoms toe gestaan en dan het hulle teruggekyk. Hulle het teruggekyk na wat in die verlede gebeur het. En dan het hulle vanuit dit wat hulle in die terugkyk kon sien en beleef, is dit wat hulle toekoms uitkyk beïnvloed het. So as ons nou kyk na presies dit wat in Israel gebeur het met hierdie Egiptenare wat hulle onderdruk het, toe hulle uitgelei word uit Egipte uit, toe begin die terugkyk. Eintlik die geloofgewoonte wat God vir hulle probeer leer om terug te kyk. Want elke keer as hulle op 'n punt kom wat hulle sê, maar wat nou? Toe hulle met hulle voete teen die see staan en hulle weet nie wat gaan hulle nou maak nie en die farao blaas in hulle nek af, toe besef hulle, maar God het hulle uitgelei uit Egipte uit. So as hulle regtig teruggekyk het, sou hulle nie bekommerd gewees het oor die see wat voor hulle is nie, want dan sou hulle geweet het, die Here het daar voorsien, hy gaan hier ook voorsien.
Maar elke keer lees ons oor en oor en oor, elke keer op die plekke waar hulle gekom het, toe hulle by Mara kom, die water is bitter, in plaas van terugkyk na wat nou volgende kom, staar hulle vas in dit wat voor hulle is. In plaas van om terug te kyk na die God wat die pad met hulle gestap het en wat getrou is en wat vir sy volk uitgelei het en vir hulle gesê het, maar ek het julle geroep, ek onthou my belofte wat ek gemaak, of ek het julle geroep gehoor, ek onthou die belofte wat ek gemaak het, en ek het julle swaar kry gesien, en daarom help ek julle. As hulle sou terugkyk, sou hulle besef het, hulle staan nie by 'n kruispunt wat hulle moet kies tussen twee, en die een van hierdie twee gaan 'n goeie uitkoms hê nie. Hulle staan eintlik net voor in die pad met die keuse om te sê, gaan ons die Here vertrou of nie? Moses moes leer om vir God te vertrou, al het dit gelyk asof God nie eens bewus was van die volk se situasie nie. Dit is natuurlik maklik om vir God te vertrou wanneer dit goed gaan met 'n mens, wanneer mens voor hy brandende bos staan, wanneer jy deur die see stap en dit het soos 'n muur oopgemaak dat jy op droë grond kon deurstap, wanneer jy langs die waters van Elim sit en daar is genoeg of vars water om te drink, genoeg vir elke dag. Dit is dan wanneer ons moeilik terugkyk, want ons vergeet eintlik van wat agter ons gebeur het. Soveel keer wanneer ons met stil word tyd met God besig is, en ek dink omtrent in elke boek wat ek al gelees het rondom dit, sê dit, hou 'n dagboek, 'n journal, skryf neer waar God met jou besig is. Skryf ook neer waar jy hom nie voel en beleef nie. Hoekom? Want in daardie neerskryf is dit wanneer die dae kom wat jy voel hy stil is en jy hom nie hoor nie, wanneer jy die terugkyk doen, voordat jy na die toekoms toe kyk. Want wanneer jy terugkyk en jy gaan kyk, hier het God hierdie gebed van my verhoor wat ek 10 jaar terug gebid het. Of hier was God getrou in 'n situasie wat ek nie eers van geweet het nie. In die week is ek betrokke gewees by 'n stuk trauma van een van ons gemeentelede, een van ons kerkraadslede, en toe ek by hom in die hospitaal instap, is die eerste ding wat hy vir my sê, Santi, ek het vandag die Here gesien. Hy was by my. Dit is iets wat 'n mens neerskryf, dat jy wanneer dit voel of hy nie daar is nie, wie kan terugkyk en kan weet hy is. Want die terugkyk is so belangrik. En daarom gaan ek terugkyk in Eksodus 17 in. Ons het al 'n eind verder gelees met Pinkster, maar ek wil terugkom na Eksodus 17 toe, en ek wil vir julle lees vanaf vers 12 af. Ons gaan net nou na vers 8 toe kom wat aan die begin was. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun sodat sy arms opgebly het tot sononder. Joshua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Here vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Joshua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here gee vir my die oorwinning. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Skryf hierdie neer en lees dit vir Joshua. Hoekom? Want Joshua is die volgende leier. Elkeen van ons is op 'n manier besig met 'n oorlog in ons. Ons is besig met 'n oorlog te veg. Of dit konflik by jou werk is, swak gesondheid, finansiële terugslag, 'n geheime geveg binne in jouself,
in jou siel. Hierdie interne gevegte is dalk klein, maar hierdie interne gevegte is dit wat jou lei om soms versoek te word om verkeerde keuses te maak, wat maak dat ons op die ou einde die oorlog verloor. Maar hoe veg ons en hoe veg ons om te wen? Die Amalekiete het in die pad gestaan van Israel reg voor die beloofde land en het wou nie gehad het dat hulle die beloofde land moes ingaan nie. Nou kom ons vat 'n treukie terug en ek verduidelik vir julle gou wie is die Amalekiete. Want dit is nogal belangrik. Die Amalekiete was die nageslag gewees van Esau, wat sy eersgebore reg verkoop het aan sy broer Jakob vir 'n bakkie sop. Hy het so min ag geslaan op die belofte van God, dat ek sal vir jou God wees, die God van Abraham, Isak en is eintlik gewees het Esau. En nou is dit, ek sal God wees van Abraham, Isak en Jakob. Hy het met die verkoop van sy eersgebore reg eintlik sy rug op God gedraai en vir God gesê, ek het jou nie nodig nie. Esau en Jakob was tweelingbroers gewees wat die hele tyd in konflik met mekaar was. En Rebekka, hulle ma, het 'n profesie voor hulle geboorte ontvang dat die ouer broer sal die jonger broer dien. En jare later het sy probeer om hierdie profesie te laat waar word. Deur vir Jakob te sê, gaan as jou broer nou weg is en hy het die skaapvelletjies aangetrek en hy het sop gemaak vir sy pa of kos gemaak vir sy pa en hy het weer homself hy het homself toe nou voorgedoen as Esau en hy het Esau se seun ook van sy pa ontvang. So hierdie broer Esau wat sy eersgebore reg weggegee het, het ook die seëning van sy pa verloor. Die belofte dat Abraham en sy nageslag deur God geseën sal word, het hy weggegee. Dalk het die belofte te ver gevoel in daardie oomblik. Dalk was sy liggaam net te swak, het hy ingegee en het hy gesmag na hierdie liggaamlike versoeking van om sy liggaam te voed met kos. Maar hy verruil sy eersgebore reg en Esau se opstandige houding word oorgedra van geslag tot geslag tot geslag. En Timna was 'n byvrou van Elifas. Timna was 'n byvrou van Elifas, die seun van Esau, en sy het vir Elifas gebaar Amalek. Daarom het die Amalekiete nie vir God gevrees nie. Hulle was daarop uit om Israel te verslaan en te vernietig. Kan julle hoor die haat van Esau na sy broer Jakob, eintlik hoe dit oorgedra het van geslag tot geslag tot geslag. Kom ons gaan vir 'n oomblik terug na vers 8 toe. Eksodus 17 vanaf vers 8. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het Moses vir Josua gesê, kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God my gegee het in my hand. Josua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgegaan. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste en wanneer sy hand gesak het, het die Amalekiete die oorhand gekry. En dan kom ons dan by die gedeelte, maar Moses se arms het moeg geraak, maar ek gaan nou weer daarby uitkom. Hoe het die Amalekiete aangeval? Amalek het aangeval deur onverwags. Terwyl die Israeliete eintlik geslaap het, het hulle as hulle wakker geword het, agtergekom hier is van ons mense weg. En dit is waarteen Moses toe gesê het, maar kom dat ons mense bymekaar kry, manskappe om teen hulle te gaan veg. Want hulle is met 'n fyn strategie besig gewees. Hulle was besig om hulle een vir een uit te moor omdat hulle die hele volk Israel wou vernietig.
Die duiwel gebruik is 'n soortgelyke strategie wanneer hy met ons besig is. Dit gebeur selde dat jy die oggend wakker word en sê vandag beplan ek om ongehoorsaam te wees aan God. Maar versoeking bekruip ons, val ons vinnig en onverwags aan. Het jy al ooit die woorde vir jouself gesê, ek het nog nooit beplan dat dit so moes gebeur het nie, of ek het nooit gedink dat hierdie met my sou gebeur nie. Dit wys dat ons nie beplan om hierdie goeders oor ons lewe te laat kom nie. Ons beplan nie, ons gaan sit nie en werk uit vanaand, môre gaan ek dit en dit en dit doen om my lewe te vernietig nie. Tweedens het die Amalekiete vir Israel aangeval met 'n uitdagende houding. Hulle het nie net fisies hulle aangeval om die land in te palm nie. Hulle het aangeval om te verwoes, totaal en al te verwoes. Hulle was nie godvreesend nie. Dit het beteken dat hulle die volgelinge van ander gode was. En hulle het geglo dat hierdie gode hulle gaan beskerm en dat hulle alleen reg het vir bestaan. Die interessante ding wat ons kan sien en kan beleef vanuit Exodus as mens terugkyk, nie net in Exodus nie, maar in die Bybel, is dat gevegte of oorlog het gewoonlik gekom na tye van seën. Die Israel het pas die geskenk van manna en water, manna en kwartels beleef en water uit die klip uit, toe daar nie water was nie. Dis 'n ander storie wat ek nog nie vertel het nie. Maar ons kan nie anders om te dink dat hulle nou geestelik eintlik sterk moet wees nie, maar eintlik is hulle ongelooflik kwesbaar. Erwin Lutzer skryf, hy sê, when everything is going well, our personal satisfaction often distracts us from complete dependence on God. If you are enjoying uninterrupted blessings without any conflict, that it might be the Satan does not think that you are important to God's cause in the world. Or he may be setting you up for attack tomorrow. All sunshine makes a desert. All sunshine makes a desert. The storm must come to disturb our cloudless skies. So hy sê, as jy nie in 'n gevegsituasie is nie, dan kan dit wees dat jy nie gesien word deur die duiwel as 'n gevaar in God se plan nie. Dat jy so lou leef, dat jy eintlik besig is, ek wil amper sê, om net te bestaan. Dat jy nie 'n uitdaging is, dat jy nie 'n probleem is, dat jy nie tussen God en mense kom, dat jy nie vir, wat sy gedeelte, as jy maar net lou was, as jy maar net koud was, maar nou is jy lou en gaan ek jou uitspoeg. Dat jy so leef, dat jou lewe nie 'n verskil maak nie. Derdens het die Amalekiete strategies aangeval. Hulle het eers die swakste Israeliete geteiken. God toets ons in ons sterkpunte, maar die duiwel hamer op ons swakpunte. En ons as gemeente is nie bewus daarvan en kyk nie uit vir ons lidmate en ons broers en susters in Christus wat swak is in die gees, want dis mos elkeen sy eie saak wat hy met die Here het. Dis mos sy persoonlike verhouding met die Here. Maar as mens kyk na die strategie van Amalek, hoe hulle aangeval het en die swakstes eerste uitgehaal het, dan sê dit iets van ons as gemeente wat 'n laar moet trek rondom lidmate wat swaar kry, wat in versoeking is, wat deur moeilike tye gaan, wat geestelik nie sterk is nie, wat geestelik dalk op 'n plek is wat hulle sê, ek is besig om nog te groei. Hoe doen ons dit? Erwin Lutzer sê, sin takes us farther than we want to go. It keeps us longer than we intend to stay and costs us more than we intend to pay.
Wat is jou swakpunt? Wat is jou sonde? Wat is dit wat jy moeilik vind om te weerstaan? Verwag dat jy daar die sterkste aangeval sal word. Wees bewus, wees waaksaam. Ek het in Kimberley op 'n stadium gaan kamp op 'n plek wat hulle leeu's in hokke het. En ons sit daar op die kampterrein en daai leeu's begin brul. Ek weet nie wie van julle het al die ervaring gehad om naby 'n leeu te wees wat regtig gebrul nie. Dit voel of alles so in jou bewe. Die Bybel sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wat hy kan verskeer en verwoes. Jy moet wakker wees. Verbeel jouself dat jy in 'n stad is wat keer op keer aangeval word en jy weet presies waar die swakpunt is, dat dit presies daar is deur daardie draad of daar deur die heining wat die vyand inkom om elke keer die stad binne in die mure te kom aanval. Gaan 'n mens daai gat los? Nee, die munisipaliteit sal dadelik moeite doen. En as die munisipaliteit dit nie doen nie, gaan die mense in die stad doen. Jy gaan daai gat toemaak sodat die vyand nie nag na nag kan inkom of dag na dag kan inkom en kom verwoes nie. So hoekom doen ons dit in ons geestelike lewens? Hoekom los ons die gate in ons lewens oop waar ons weet ons aangeval word? Die versoekings wat oor ons pad kom. En hier is Moses fisies in 'n geveg betrokke en wat hy doen is hy klim op 'n heuwel sodat hy kan sien waar die geveg plaasvind, maar hy klim op met sy stok in sy hand, dieselfde stok wat hy gekry het oor daai 40 dae in die woestyn was, in die penalty box, waar hy gedink het hy niks werd is vir die lewe of vir enigiemand anders dit nie, het God vir hom 'n staf gegee. Dit was dieselfde stok wat in 'n slang verander het om vir Farao te wys wie is God. Dit was dieselfde stok gewees wat die see laat oopgaan het. Dit was dieselfde stok gewees wat Moses gebruik het om teen die rots te slaan dat daar water uitkom. En nou het hy hierdie stok in sy hande. Ons het hierdie gedeelte gelees nou waar Moses waar het praat van solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste en wanneer hy sy hand laat sak het die Amalekiete gewen. Maar Moses se arms het begin moeg word en hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kan sit. Maar toe het Aaron en Hur onder hom ingeklim en sy arms van weerskante af gevat en dit ondersteun en sy arms regop gehou. Maar die oomblik as hy sy arms laat sak het die Israeliete verloor. Eerstens leer ons dat daar verskillende plekke is waar hierdie geveg plaasvind. Dit vind nie net onder in die vallei waar ons swaarde nodig het nie. Dit gebeur bo op die heuwel ook. Dis ook 'n geveg wat daar aan die gang is. Joshua het onder in die vallei geveg met swaarde. Hy was ongeveer 45 jaar oud en hy was gevra om op hierdie stadium die leiding te neem vir die geveg daaronder. Hy was nie saam met Moses op die heuwel nie. Hy het 'n ander rol gehad om te vervul, die een van leier onder die mense wat fisies aan die veg was. Maar wanneer ons na die geveg kyk, dan besef ons dat hierdie moes 'n geveg gewees het waar die Amalekiete definitief nie sou vrede maak en omdraai en sou wegstap voordat die laaste Israeliet nie uitgewis is nie. Die vyand wil dit in ons eie lewe sien. Hulle wil sien dat God ontroon word, elke liewe deel van ons lewe. Daar is Christene wat glo dat as hulle die duiwel net sal uitlos, sal die duiwel hulle ook uitlos. Die duiwel los nie een van God se kinders alleen nie. Efesiërs 6 sê duidelik vir ons moet die wapenrusting aantrek, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig.
Dan gaan die stuk verder deur te ons verduidelik wat se wapenrusting ons moet hê om te wen. Sit die verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Ons kan nie veg sonder 'n swaard nie. Tweedens het ons ook die staf op die heuwel nodig. Solank as wat Moses die staf in sy hande in die lug gehou het, het die Israeliete gewen en as hom laat sak het hulle verloor. Wat was die verskil tussen die geveg in die vallei en die geestelike geveg? Wat is die geveg? Wat is die verskil tussen die geveg in die vallei en die geestelike geveg in die hemel? Daar's 'n paar raaiskote oor wat die betekenis kan beteken as ons vra, hoekom is daar op die heuwel geveg en in die vallei? Dit lyk mos nie soos 'n oorlog, Aaron en Hur wat die arms in die lug gehou het, dit was mos nie 'n geveg nie, maar dit was. Die mees aanvaarbare beskrywing wat ons kan hê van Moses wat sy hande in die lug moes hou met die geveg, was dat hy besig was eintlik om vir God te aanbid, dat hy in lofprysing en in gebed voor God was. Onthou, Moses het alles wat hy gedoen om nader aan God te kom. Elke keer wanneer hy opgeklim het na die berg toe, was dit om nader aan God te kom. Toe hy opgeklim het na daai heuwel toe, terwyl die geveg onder aan die gang was, was dit om nader aan God te kom. Dink net aan daai ongelooflike een gebed daarbo op die heuwel, se krag wat onder in die vallei uitgevoer is. Ons het Aarons en Hurs in ons lewe nodig, wat saam met ons voor die Here stil word, saam met ons in gebed voor die Here staan, saam met ons die geveg ingaan deur vir ons te bid. Ons veg in ons gebede, maar ons veg ook in ons werk met die Here. Ons bid nie net oor ons omstandighede, maar ons kyk ook hoe ons omstandighede kan verander. We pray as if all depends on God, but we then work as though it all depends on us. Ons kan nie in die vallei wen as ons nie ook wen op die heuwel nie. Om nie genoeg aandag aan gebed te gee nie, maak ons swak in ons gevegte. Deur gebed kan ons langs 'n sendeling gaan staan wat ver is. Deur gebed kan ons in Israel en Gaza gaan staan en vir daai mense intree wat op hierdie stadium deur 'n baie moeilike tyd gaan met 'n fisiese oorlog in hulle lewens. Mense en kinders wat geraak word, vrouens en kinders en mans wat geraak word wat nie hierdie keuse gemaak het om so te leef nie. Dalk is daar iemand vandag hier wat onder omstandighede wat moeilik was, hulle kind moes opgee vir aanneming en jy weet jy gaan daai kind nooit weer in jou lewe sien nie. Maar jy kan langs jou kind gaan staan in gebed en vir jou kind intree vir sy of haar toekoms. Jy kan nou al in gebed intree vir wanneer jou kinders eendag 'n keuse moet maak van 'n lewensmaat met wie hulle gaan trou. Ek het keer op keer die gesprek van oumas en oupas wat by my sit en wat sê, my kind is getroud met iemand wat nie die Here ken nie. Of my kind is getroud met iemand van 'n ander geloof en my kleinkinders word kerkloos groot. Wie gaan vir hulle intree? As hulle ma en pa ver van die Here af leef, kan jy vir daai kinders intree. Jy kan in gebed vir hulle staan. Die ander ding wat gebeur het, is hulle het geveg onder 'n die Engelse woord 'n banner. Daai banner was 'n vlag. Dit was iets wat geïdentifiseer het, hierso is Israel. En dit sê, ek gaan vir julle hierso lees vanaf vers 15 af, Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here gee my die oorwinning.
Moses moes nie net gewys het dat die eer van die Here dat die eer na die Here toe moet gaan nie, maar die Israeliete het iets tasbaar nodig gehad om hulle te herinner. Die altaar was 'n visuele herinnering daaraan. In die Engels praat hulle ook van 'n banner. In die klein dorpie Liechtenstein is daar 'n kasteel waar die prins hom tuis gaan. En as die prins daar tuis gaan, dan is die vlag gehuis. So dan weet jy die prins is tuis. Wanneer ons in ons lewe loop elke dag en hierdie lewe wat eintlik maar 'n geveg is ons vlag hoog? Kan mense ons identifiseer om te sê hier is die Here tuis? Identifiseer ons onsself so? Maar die een ding is van 'n vlag is hy hang maar pap, as die storm nie daar is nie, as die wind nie waai nie, kan 'n mens eintlik nie sien wat op daai vlag staan nie. So wanneer ons in die storms van die lewe is en die wind daai vlag oopwaai, dan kan mense duidelik sien. Wat staan op jou vlag? Staan jy onder die vlag, die vaandel, die Here is my oorwinning? 'n Ander ding van hierdie vlag is om te weet dat daai vlag het ook gesê aan wie jy behoort, en dan beteken dit dat daai land se bronne is ook jou bronne. As God se vaandel oor jou lewe is, dan beteken dit dat alles wat die Here vir jou gee is tot jou beskikking. Al die bronne is joune. Die oorwinning is God gegewe. Dit kan slegs verkry word deur geloof en gebed. Anders het ons reeds die geveg verloor. Charles Spurgeon sê iets hierso en ek dink so aan Nikkie wat die klok vir ons lei as die eredienste begin. En as jy wil vra vir Nikkie, as jy op 'n dag die klok wil kom lei, om te kom voel hoe voel dit, maar Charles Spurgeon het gesê, prayer pulls the rope down below and the great bell rings above in the ears of God. Some pray so timidly they scarcely ring the bell. But he who communicates with heaven is the man who grasps the rope boldly and pulls the rope continuously with all his might. Gebed is om vir die Here te sê, Here, hoor, sien, raak. Ons het Aarons en Hurs nodig om vir ons in te tree, wanneer ons hierdie klokke lei, wanneer ons hierdie tou trek. Want ons het nodig om vir God raak te sien. Ons het nodig om ons leiers in die gemeente, in ons gemeenskap, hoog te hou. Deur gebed. 'n Ander deel van die storie in die woestyn, en ek gaan nou net baie kortliks daarop ietsie sê, is op 'n stadium met die mense siek geword. En toe het God vir Moses gesê, sit 'n slang op teen die paal, en as iemand na daai slang kyk, gaan hy gesond word. Nou ek gaan nie te diep nou in die verduideliking ingaan nie. Maar dit het gegaan oor die gehoorsaamheid om op te kyk. Jesus is daai een wat op die paal gesit is, wat aan die kruis gesterf het op die heuwel. Op die heuwel het hy die geveg gewen. Het hy oorwinning oor die dood behaal. Oorwinning oor my en jou dood, sodat ons in God se teenwoordigheid kan bly staan. Hierdie geveg vind op 'n hoër vlak plaas as wat ek en jy ooit kan dink en beleef. Die duiwel is magtig, maar God is almagtig. Hy het reeds oorwin. Ek wil vra dat julle vir 'n oomblik sal stil word.
En ek wil vir ons gebed kom doen. Here, ons wil vandag vir U kom dankie sê vir Joshua se dapperheid en die getrouheid van Moses. En Here, ons besef dat daar vandag 'n groot behoefte is vir ons om 'n suksesvolle geveg te veg op die heuwel. Help ons om te verstaan dat deur gebed en geloof kan ons die uiteinde van gevegte beïnvloed sonder dat ons eers weet daarvan as ons glo. En dan wil ek vandag bid vir mense wat vandag hier sit wat nog nooit U leer ken het nie. Wat U nie ken as hulle verlosser in hierdie gevegte van hulle lewe nie. Wat nie bewus is van die geveg wat U veg vir hulle hart en hulle lewens nie. En ek bid dat hulle op die oomblik sal uitreik na U toe en sal sê, Here, ek kyk op na U. Ek kyk op na U, na U oorwinning aan die kruis. Ek glo. Voor ek die gebed afsluit, wil ek jou kans gee om met God te praat. Wat is dit wat jy vir God moet gee? As jy hom nog nooit aanvaar het as jou redder nie, dan kan jy nou opkyk na hom en gered wees. Of watter geveg is jy besig om te verloor en hoeveel tyd het jy spandeer op die heuwel besig om met God te praat oor hierdie geveg wat binne in jouself en in jou lewe besig is om te gebeur. Here, ons wil vandag vir U kom dankie sê vir U getrouheid. Dankie dat U ons onder U vlag kan laat beweeg, die vlag van ons Vader en ons Redder. Help ons om in U naam te gaan, ons vlag duidelik te wys. En Here, dat ons in ons toewyding ononderhandelbaar op die heuwel tyd by U spandeer vir elke geveg in ons lewe. Amen. Ek wil julle uitnooi op Woensdagoggende het ons 'n gebedsgroep vir manne wat begin het in die gemeente Costa. Sit hierso, as jy net so vir 'n oomblik sal opstaan Costa. As jy wil inskakel by 'n manne gebedsgroep op 'n Woensdagoggend, is julle baie welkom om dit te doen. Costa gaan vir jou ander keer 'n kansie gee om bietjie meer te vertel van wat julle doen daarso. Maar ek wil julle vra, as julle wil kom bid vir ons en vir die gemeente, vir ons leiers, as jy net 'n behoefte het vir gebed, kom skakel in by hierdie groep en kom staan op die heuwel en wees besig met daardie gebed, daardie geveg saam met ons. Ons gaan die Here nou dank met ons dankoffers. En terwyl ons dit doen, luister asseblief na die lied My Prayer for You. Kom sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanoggend hierdie offergawe aan U voete kan neerlê. Ons bid Vader dat U dit sal seën en gebruik tot uitbreiding van U koninkryk hier op aarde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil vanoggend vir elkeen van julle 'n gebed doen. 'n Gebed van Verlyn van der Berg. En ek wil vanoggend vir jou bid voordat jy hier uitstap. Kom ons sluit net die oë. Ek het vir jou gebid sag en stil toe niemand dit kon hoor of sien nie. Ek het met God oor jou gepraat met woorde wat net hy verstaan. Ek het hom dankie gesê vir jou, vir wie jy is, vir hoe jy leef en nederige vra sonder voorbehoud dat hy jou altyd veilig bewaar. En waar ander net geskenke gee met lint en papier en goue stryk, gee ek jou iets wat nie vergaan nie, 'n gebed opgestuur in liefde. Want om vir iemand te bid is om hulle naam in lig te dra, om vir hulle siel te sorg met hoop, hulle hart in vrede toe te vou, die liefde wat nie kan verdwyn nie, wat verder reik as tyd en vlees, 'n stille fluistering voor die troon. Daarom bid ek vandag vir jou. Amen. Kom ons staan en sluit af met die lied Neem my lewe
Laat dit, Heer. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid van die Heilige Gees sal met jou wees. Of dit onder in die vallei is of bo op die heuwel, God is met jou. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.